Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale gemeenskap. My naam is Corneil Jacobs en welkom by vandag se preek. Nou hierdie Sondag is dit Triniteitssondag en dit is ook Wêreldbiddag vir ekologie. Ekologie kan dalk nou soos 'n vreeslike fancy woord klink, maar dit is eintlik nie 'n woord waarmee ons onbekend is vandag nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons al hoe meer bewus gemaak word van ons wêreld se uitputbare hulpbronne en natuurlike hulpbronne wat ons het. Ons wat in die stad bly, weet ook ons dra by tot die vernietiging tot 'n groot mate van ons wêreld en ons word gereeld uitgenooi met 'n klomp inisiatiewe om meer groener te leef, maar vir ons as Christene is hierdie nie 'n nuwe opdrag nie. Dit vat ons terug na Genesis 1 toe waar ons in hierdie skepingsverhaal ingeroep word, waar God ons almal roep as 'n mensdom om te heers oor die skepping, dit te bewerk en eienaarskap te neem feitelik daarvan onsself wat gemaak is deur God en 'n wêreld wat vir ons gemaak is wat ons dan moet kyk. So ons word ook op Triniteitssondag saam met wêreld van bedag vir ekologie word ons bewus en ons dink ook na oor ons verbintenis aan God die Vader, God die Seun en God die Gees. En die tasbaarheid van daardie verbintenis spesifiek spesiaal vandag met die skepping. Ons bely natuurlik ook God as ons skepper en daarom is dit belangrik dat ons ook in hierdie week wat voorlê bewus moet word van ons verbintenis aan God deur die skepping. En daar's 'n praktiese manier en ek wil jou uitnooi om daaraan deel te neem. Vat hierdie week 'n takkie uit jou tuin of 'n blaar of 'n blom of 'n klippie of enige iets natuurlik wat jy by jou kan dra. En elke keer wat jy dit sien of daardie roos ruik of in aanraking kom daarmee, word jy herinner aan hoe jy verbind is aan God deur sy skepping. Nou waar ons ook in die groter kerklike jaar is ons nou in koninkrykstyd en ons het in Pinkster gehoor van ons roeping en ons opdrag om te lewe as getuies van Jesus se liefde en getuies van Jesus se genade. So ons kom vandag voor 'n baie spesiale teksgedeelte, Matteus 28 vers 16 tot 20, 'n gedeelte wat ons almal seker mee bekend is. Maar hierdie gedeelte kom openbaar vir ons die detail van hoe hierdie getuienis prakties uitvoerbaar geleef kan word. En hierdie wat in hierdie groot opdrag gebeur is baie spesiaal, veral wanneer ons dan vandag dink oor God as skepper, ons verbintenis aan God die skepper en hoe ons ook in hierdie skepping in beweeg met ander mense, met die wêreld en dan hoor ons hierdie opdrag opnuut vandag, hierdie groot opdrag om na die nasies toe te gaan en hulle disippels te maak en hulle te doop, die teken van water wat so sentraal is aan die skepping. So voordat ons die gedeelte lees, kom ons bid saam en ons dank die Here dat ons vandag sy woord kan ontvang. Hemelvader, dankie vir die genade wat U vir ons gee om 'n Bybel te kan lees in vryheid, dat ons nie vervolg word daarvoor nie, dat ons geloof ook kan uitleef. Gee Here dat die woord wat ons vandag ontvang geseënd sal wees en dat dit nie onsself net sal verryk nie, maar dat ons uiteindelik sal uitgaan en ook daardeur sal leef in ons alledaagse lewe. Dankie dat U ons voed deur die woord, dat U ons daardeur vertroos, begelei en ook U self aan ons daardeur openbaar. Ons wil bewus maak van ons verbintenis aan U daardeur. En ons dank Here dat ons vandag die voorreg het om U woord te kan ontvang. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." So die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Nou, dis interessant, in Matteus sien ons van die belangrikste oomblikke in Jesus se lewe hier op aarde gebeur aan die bokant van 'n berg. Om 'n paar voorbeelde te noem, in Matteus 4 vers 8, daar die bekende gedeelte van die versoeking waar Jesus die versoeker
teengestaan het. Matteus 4 vers 8 wat sê hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt. Matteus 5 begin die bergrede, die gedeelte waar Jesus die skare toespreek met 'n klomp leerstellings wat hy aan hulle lewer. En dan in Matteus 8 nadat Jesus van die berg afgekom het en 'n melaatse genees het. Matteus 14 voordat Jesus op die water loop, gaan hy teen die berg op om te aanbid. En dan verdere genesings in Matteus 15 wat ook gebeur waar skares teen die berg opgaan om Jesus te volg om hom daar te aanbid. Wat daar 'n klomp genesings is wat daar gebeur en dan natuurlik ook Matteus 17 Jesus se verheerliking wat gebeur bo op 'n berg. En nou die gesag waarmee Jesus al hierdie dinge bo op 'n berg gedoen het word nou aan die disippels gegee. So hierdie gedeelte lê baie dieper as net 'n sendingopdrag. Dit openbaar aan ons die heerlikheid en die gesag van God waar hy sê alle mag in die hemel is aan my gegee en hy oorhandig daardie mag aan die disippels. So dit bevestig Jesus se gesag wat uitstyg bo die owerhede van die tyd. Gaan kyk bietjie na die Bybelstudie. Ons het daarso 'n bietjie juis gepraat oor die verskil tussen die Romeinse owerhede van die tyd wat mag gebruik het om mense te verdruk, om beheer uit te oefen en hoe dit anders is as die koninkryk van God waar mense bemagtig word met hierdie gesag. Nou hierdie berg is word nie spesifiek genoem wat se berg dit is nie, maar ek dink as ons dink oor berge vandag, is daar 'n baie groot metaforiese betekenis aan berge. Nie net is dit pragtig nie, ons het van die mooiste berge in ons land, die Drakensberge en 'n klomp ander berge en ek kan nie nou aan al die berge dink nie, maar wanneer ons dink oor berge, dan roep dit ons weer eens terug na hierdie pragtige ekologie wat God vir ons gegee het, hierdie mooi skepping, hoe ons verbind is aan God. Maar berge het ook 'n metaforiese betekenis. Nou, as jy al ooit op 'n staptoer was of al ooit probeer het om 'n berg uit te klim, sal jy weet dit is nie baie maklik om teen 'n berg op te gaan nie. Dit is moeilik. Hoe verder en hoe hoër 'n mens moet klim, hoe moeiliker is dit om te beweeg. As jy Mount Everest gaan klim, dan kom jy op 'n punt waar dit selfs moeilik is om asem te haal, nê. So dit is nie maklik om teen 'n berg op te gaan nie. En so is ons taal vol van hierdie metaforiese betekenisse van 'n berg, nê. Dit lê soos 'n berg voor my, jy weet 'n groot uitdaging. Ons gaan nou kom by die berge wat voor ons lê. Of om te sê 'n berg is van my skouers af wanneer ons verligting ervaar, van 'n molshoop 'n berg maak, van iets kleins 'n vreeslike groot saak maak. Die berg het muis gebaar. Dit was 'n nuwe een vir my om dit raak te lees. Dit beteken daar was groot verwagtinge en daar het iets klein daaruit uitgekom. En dan die verste berge is altyd die blouste. Met ander woorde, dit wat uitsig is altyd baie mooi. So hierdie ons taal is vol verweef en vervleg met hierdie metaforiese betekenis van die uitdaging van berge. Nou Jesus roep die disippels om teen 'n berg op te gaan. Hulle is daar bo op 'n berg en wat vir hulle voorlê, lê soos 'n berg voor hulle. Dit gaan nie 'n maklike taak wees nie. Op daai stadium is hulle vyande van die wêreld. Die wêreld is nie ten gunste van die disippels nie en die Christene was vervolg verskriklik in daai tyd. So dit is 'n berg wat voor ons lê. So watter berge lê voor jou? En na watse berg toe word jy geroep? Watse berg roep God jou na toe? Dit kan dalk 'n uitdaging by die werk wees, 'n uitdaging in die gesin, in die huishouding, verhoudings wat soos 'n berg voor jou lê. Jy weet daar's dalk iemand met wie jy moet vrede maak en dit lê soos 'n berg voor jou. En elkeen van ons het daardie berg wat voor ons lê. Nou, dikwels as ons dink oor hierdie groot uitdagings, hierdie berge wat voor ons lê, dan sien ons dit as negatief. Ons raak mismoedig. Dis nou lê soos 'n berg voor my. Dit gaan nie maklik wees nie en ons het hierdie negatiewe konnotasies aan uitdagings. Maar hoekom? Hoekom sien ons uitdagings as negatief? Die mees elite atlete in die wêreld sien nie uitdagings so nie. Hulle sien uit na uitdagings. Hulle sien uit na hierdie verskriklike berg wat voor hulle lê. Hulle is opgewonde en optimisties daaroor. En ek dink ons kan iets daarvan leer. Want as ons gaan kyk in die Bybel, is dit 'n boek van berge. Dit is 'n boek vol uitdagings wat voor mense lê, maar elke liewe keer
bring daardie uitdagings hulle nader aan God. Dit is daai letterlike beeld van die berg wat teen die disippels opgaan en dit bring hulle by God, dit bring hulle by Jesus uit. En ek dink ons moet onsself uitdaag om verby hierdie negatiewe persepsie te kyk van berge wat voor ons lê. Negatiewe persepsies oor uitdagings en dit eerder te sien as 'n geleentheid vir groei, 'n geleentheid om sterker te word, om beter te word, 'n geleentheid om te groei in ons geloof ook. Nou, wat hier gebeur is 'n wonderlike positiewe ding. En alhoewel ons vandag 'n negatiewe persepsie het van uitdagings, is dit nie wat die Bybel vir ons wil leer nie. Nou wat interessant is al hierdie disippels wat daar bo op die berg is, wat vir Jesus sien, wat hom aanbid, is daar 'n groepie wat ook twyfel. Daar staan dat hulle hom aanbid het, maar sommige van hulle het getwyfel. En wat interessant is wanneer Jesus hierdie groot opdrag vir hulle gee om na die nasies toe te gaan, die vreemdelinge, die vyande toe te gaan en hulle sy disippels te maak, hulle te doop, dan sonder hy nie net die af wat hom aanbid het en sê, o wel, julle wat getwyfel het, julle moet nou een kant gaan staan nie. Vers 17, toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Nou waarin het die disippels getwyfel? Dat dit werklik Jesus was wat voor hulle gestaan het, of dat hy werklik geleef het, of hulle kon twyfel in watter doel die Jesus beweging nou nog kan hê. Jesus is nou opgewek, maar wat van die koninkryk van God wat beloof is? Dit herinner ons aan Handelinge 1 waar die disippels vir Jesus vra, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? So daar's ook hierdie twyfeling van wat nou? Wat moet volgende gebeur? En is dit moontlik vir ons om nog aan te gaan, nê? Dit is menslik en ek dink jy ons met die disippels te hard oordeel hierson nie. En wat gebeur as ons hierdie sien van die wat hom aanbid het en die wat getwyfel het, dan sien ons dikwels geloof en twyfel as teenoorgesteldes. Dat twyfel die teenoorgestelde is van geloof, dat twyfel 'n swakheid is. Maar ek dink nie dit is heeltemal reg vir ons om so te dink nie. Ons moet onthou dat ons persepsie van geloof baie beïnvloed is deur ons westerse denke. Hoe ons dinge vandag glo is dikwels gebaseer op hierdie vraag van waar en vals. Ek glo, ons het geloof en glo hierdie ding gemaak van, kan ons dit bewys, kan ons dit verifieer, glo ek dit is waar. Maar geloof is nie net om te glo dat iets waar is nie, dit lê baie dieper as dit. Dit is baie meer intiem as net glo ek dit is waar of glo ek dit is vals. Geloof roep ons na vertroue toe. Want om te glo iets is waar is nie dieselfde as om te vertrou in die uitkoms daarvan nie. Ons glo nie net of die dinge wat ons leer oor God waar of vals is nie, ons geloof is uiteindelik gebaseer op vertroue. Net omdat die disippels getwyfel het, beteken nie hulle het nie vertrou nie. Toe ek 'n student was, het ek gewerk op naweke as 'n abseiling gids en dit was my werk gewees om mense met 'n veiligheidstou by 'n berg te laat afsak. As jy nie weet wat abseil is nie, gaan Google dit. Dis 'n baie prettige sport. As jy bang is vir hoogtes, gaan jy dit dalk nie so baie geniet nie. Maar deel van die opleiding om nou hierdie werk te kan doen, moet jy by hierdie abseiling tou af abseil sonder 'n veiligheidstou. So wanneer jy dit doen as 'n gids, dan is die persoon wat afgaan aan 'n tou vas en hy kan homself by die tou dan nou af abseil, maar jy staan bo en daar's 'n tweede tou, 'n veiligheidstou wat jy dan vashou sodat as hy nou 'n fout maak of alles laat gaan of uitpaas of wat ook al, dan is daar 'n tweede tou wat jy kan vashou om die persoon dan nou veilig te laat afsak. Maar as jy nou 'n gids wil wees, dan moet jy leer om te vertrou op die toerusting. Jy moet leer om te vertrou dat en jy moet glo dat dit nie onder jou gaan ingee nie. Jy moet glo dat hierdie tou jou kan hou en jy moet self daar afgaan. Nou toe ek dit die heel eerste keer moet doen, ek het baie abseils gedoen, elke keer staan die ander gids bo met 'n veiligheidstou en ek het lekker vinnig afgegaan en dit was lekker en ek het geen worry gehad nie. Maar toe ek self moes afgaan sonder daai veiligheidstou, het ek so gebewe en ek was so bang gewees en my menslikheid het ingeskop
ek het ewe skielik begin twyfel, alhoewel my brein vir my gesê het alles is reg en ek het al soveel keer gedoen het ek getwyfel en ek was bang. En daardie vrees het 'n impak gehad op hoe ek beweeg. Ek het baie stadiger by daai berg afgegaan. Jy sien, twyfel lei dikwels na vrees toe. En daardie vrees kan ons weghou van ons verbondenheid met God. Wanneer daai vrees inskop, dan vergeet ons dat ons vas is aan God, soos wat ek vas was aan daai tou. Mens vergeet dit. Daai vrees oorweldig 'n mens. Maar God kom in hierdie verhaal en hy gee vir die disippels 'n belofte. Ons gaan nou daarby kom. Die belofte dat hy by hulle gaan wees. Maar ek dink wat ons hierin moet raak sien, is dat twyfel deel is van ons geloofsreis. Ons moet dit aanvaar. Ons moet vrede maak daarmee en ons moenie onsself sien as mislukkings wanneer ons twyfel nie. Ons is mense, maar ons sien in hierdie gedeelte dat Jesus genade het met ons twyfel. Hy sny nie die tou af wanneer ons begin twyfel nie. Want selfs die wat twyfel, word gestuur met hierdie groot opdrag. So geloof lê dus nie in ons vermoë om te kan staatmaak op onsself nie. Dit lê in vertroue dat God saam met ons beweeg. Die laaste vers daarso sê, ek is met julle en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. So geloof is om te glo in God se teenwoordigheid, selfs wanneer ons twyfel in ons eie vermoë. So maak nie saak watter berg voor jou lê nie, watter uitdaging voor jou lê nie. God gaan saam met jou daardie berg klim. Hy gaan saam met jou beweeg. En daarin vind ons vrede. Dit gee vir ons gemoedsrus, want dit is onmoontlik vir ons om hierdie opdrag uit te voer sonder God. So kom ons praat oor die opdrag. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou, om iemand 'n disipel te maak, beteken in die eerste plek, ons moet disippels word. Jy kan nie iemand 'n disipel maak as jy self nie 'n disipel is nie. En dan kry ons hierdie sakrament van die doop, wat gekoppel word aan disipelskap. En die doop is so sentraal aan disipelskap, nie net bloot oor die handeling daarvan nie, maar omdat die doop vir ons 'n nuwe identiteit gee. Ons meet met ander woorde ons identiteit, wie ons is, nie op grond van dit wat die wêreld vir ons sê nie. Ons meet dit aan wie God ons maak om te wees deur die doop. Deur die doop word ons sy kinders, ons word sy disippels. Dit is die teken wat bevestig God is by ons. Dis die teken wat ons herinner aan God se teenwoordigheid en dat hy ons bemagtig tot disipelskap, selfs wanneer ons twyfel in onsself. God is nie afhanklik van ons vermoë om nie te twyfel nie. Hy stap met ons die pad, hy maak van ons disippels selfs in ons twyfel. So wanneer jy hierdie week water gaan gebruik, onthou die teken wat ons gebruik om te doop is water, nê? Of jy nou dit gebruik om kos te maak of om te drink of om jou tuin nat te maak, nê? Dit is nou 'n bedag vir ekologie en dit is nodig dat ons ook moet tasbaar besig wees in ons tuine, nê, om water te gee, veral wanneer ons nou in die winter en die droogte ingaan. Dit nog steeds spaarsame gebruik natuurlik. Maar wanneer jy daai water sien in jou week, sien dit as 'n teken van God se teenwoordigheid. Sien dit as 'n teken van God se versorging. Wanneer jy 'n rowwe dag het wat voorlê, onthou die water. Onthou dat jy nie alleen die pad stap nie. Onthou wie jy is. Jy is 'n disipel. God het jou geroep net soos wat jy is. Maar met genade, alhoewel God ons aanvaar soos ons is, los hy ons nooit soos ons is nie. Hy los ons nie in ons twyfel nie. Hy gee vir ons berge sodat ons kan groei in geloof. En wanneer ons in eerlikheid, in opregtheid en ook in kwesbaarheid lewe as disippels, nie perfek nie, maar vir die wêreld wys dat ons getrou en toegewyd leef aan ons roeping waarin God ons ingeroep het, ongeag die feit dat ons nie perfek is nie, dan sien mense hierdie getuienis leef in die wêreld daar buite. En so
Leef ons hierdie roeping uit om na die nasies toe te gaan, in hoe ons optree, in hoe ons ander mense hanteer, hoe ons na hulle luister, ons vriendelikheid, hoe ons nie oordeel nie, maar genade bewys aan ander. Deur dit te doen, deur te leef soos wat Jesus geleef het, wys ons vir ander mense die koninkryk van God, en dit is waarna toe ons geroep is. So mag jy in hierdie week ingaan, mag jy die berg nie sien as 'n negatiewe ding nie, maar as 'n positiewe ding. Iets wat jou kan nader bring aan God, iets wat jou kan laat groei in jou geloof, in jou identiteit binne in jou roeping, dat ons na die nasies toe kan gaan en disippels kan maak. Ons is deel van hierdie groot opdrag, ongeag die feit dat ons soms twyfel ook. Aanvaar dit. Dit is deel van ons menslikheid. Want God aanvaar ons met ons twyfel. Ons moenie onsself straf daarvoor nie, maar eerder vertrou dat God saam met ons hierdie pad van twyfel stap. Kom ons bid saam en ons bid vir vandag in dankbaarheid ook vir die pragtige skepping wat God vir ons gegee het. Here, U is lig, U is lewe. U is skepper. U het alles goed gemaak. Here, vergewe ons waar ons afbreek, waar ons nie ons roeping uitleef nie, waar ons skade doen aan die ekologie. En gee Here dat ons rentmeesters sal wees, 'n voorbeeld van die wêreld, vir die wêreld, van wat ware disippelskap is. Dat ons ook in die manier wat ons die natuur hanteer, hoe ons daaroor heers, dat dit ook 'n teken sal wees van ons disippelskap. Dankie Here vir U genade, dat U ons aanvaar soos ons is, selfs wanneer ons twyfel. Dat U beloof om saam met ons die pad te stap. Gee dat ons sal vashou aan daardie verbintenis. Dat ons, wanneer ons twyfel, dat ons nie sal oorgaan in vrees nie, sodat ons kan aanhou om vorentoe te beweeg en vir die wêreld te kan wys dat U leef, dat U Here is en dat U koninkryk naby is. Amen.